Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan saam sing, Psalm 146, vers 1 en vers 3. Praise the Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal. En het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kom nou, broer en suster, by die wet van die Here. Ons lees dit saam uit Deuteronomium 5, vers 6 tot 21. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing saam Psalm 25 vers 2 en vers 3. Daarna, broer en suster, gaan ek hier voor met die voorbidding. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vir U dankie sê dat U die meeste van ons deel gemaak het van 'n gesin of dat ons 'n huishouding het, dat ons ook hier mense het wat rondom ons staan en wat ons bystaan in die lewe. Ons dink in die gemeente as U geestelike huisgesin. En daarom is elkeen van ons wel deel van hierdie huisgesin. Ons bely ook teenoor U, nou dat ons na U wet geluister het, dat ons dikwels faal om die beste te doen wat ons kan doen, in terme van ons verhouding met die mense, die naaste aan ons. Ons bid dat U ons hardheid en ons ongeduldigheid, ons eie sinnigheid en ons woede agter die toedeure van ons huis sal vergewe. Ons bid vir mekaar se huwelike, ons bid Here vir mekaar se gesinne. Ons bid Here dat U ons sal versterk deur U woord vanoggend
en dat U in U liefde ons sal opbou en sal gee dat ons vir mekaar respek sal hê, dat ons huise sal ook opbou op 'n Christelike grondslag en 'n Christelike basis. Ons bid vir ons ouers dat hulle wysheid sal hê om hulle kinders geduldig op te voed. Ons bid vir ons kinders dat U sal gee dat hulle gehoorsame harte sal hê wat hulle ouers respekteer. Laat Here ons huise ligtorings wees van U genade in hierdie donker wêreld. Laat ons so met hierdie gewillige harte wat hierdie gebed saam gebid het, dan ook nou luister na U woord. Verander ons harte en verander so ook ons lewe. Ons bid dit in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here, Efesiërs hoofstuk 5 vanaf vers 15. Let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, nie as onverstandiges nie, maar as wyses. Koop die tyd uit, omdat die dae vol boosheid is. Om hierdie rede moet julle nie onverstandig wees nie. Probeer eerder om te verstaan wat die wil van die Here is. En moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel word vervul deur die Gees, terwyl julle onder mekaar psalms, lofsange en geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. Wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. Vroue, wees onderdanig aan julle mans soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook met die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk liefgehad het, en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het, deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen, sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind, en hulle twee sal een vlees wees. Hierdie geheimenis is groot. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk, maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê soos hy homself lief het, en laat die vrou haar man eerbiedig. En dan ook vir hoofstuk 6, kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met julle goed mag gaan, en jy 'n lang lewe op aarde sal hê. En vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Nou, u kan sien, broer en suster, ons het inderdaad 'n langerige gedeelte, maar 'n bekende gedeelte waarby ons stil staan. Daar is hierdie baie bekende gesegde wat sê, en dis nou die inleiding van ons preek wat handel oor die toets van die toegemaakte voordeur by julle huis. Jy is dit wanneer niemand jou sien nie. Dit is wie jy is. Jy is dit wie jy is wanneer niemand jou sien nie. En vanoggend, broer en suster, wil ek vir u vra dat u vir 'n oomblik daaroor dink of u daardie toets slaag.
as die voordeur van u huis toegemaak word. En baie mense kry dit selfs reg, dat die voordeur word toegemaak en daar gebeur nog niks nie, maar dis wanneer die kinders gaan slaap het, en die slaapkamer deur toegemaak word, wat die moeilikheid begin. Hier waar ons in die kerkbanke sit, en ons lyk almal baie netjies aangetrek, en ons lewe lyk of dit redelik op dreef is, kan dit maklik voorkom asof alles in ons huise en in ons lewens agter mekaar is. Maar in jou hart sal jy weet wat gebeur werklik wanneer of die voordeur of die slaapkamer deur toegemaak word. Is jy werklik iemand wat dan die nuwe lewe in Christus lewe, ook wanneer jy daar die maskers afhaal? Want kyk, jy hou 'n masker voor, soos wat jy deur die lewe gaan die hele dag, maar wanneer jy by die huis kom en die voordeur word toegemaak, of die slaapkamer deur word toegemaak, dan word die masker afgehaal. Dan is jy wie jy is. En dan kan die mense wat saam met jou leef presies sien wie jy is. Hoe praat jy dan? Wat sê jy dan? Is daar woede in jou stem wanneer jy moeg is na 'n lang dag? Hoe hanteer jy die spanning van die alledaagse lewe? Hoe hanteer jy die finansiële probleme wat julle as gesin in die oë staar? Verwyd jy iemand? Is jy kwaad vir iemand en haal jy dit op die mense rondom jou uit wat die huis met jou deel? Paulus maak die punt in sy brief aan die Efesiërs dat ons nuwe mense is, nuut gemaak deur Christus, en dat ons ook die verantwoordelikheid het om nuut te lewe. En dis 'n daaglikse wandel in hierdie nuwe lewe. Hy begin in die eerste hoofstuk deur God se reddende genade vir ons te beklemtoon en dit vir ons uiteen te set, dat ons uit die dood saam met Christus opgewek is, en dat ons nou saam met Christus een liggaam is. En dan kom hy in hoofstuk 4 en dan verander die toon van die hele brief, en word dit baie meer prakties, en hy vra vir ons hierdie vraag: so hoe nuut is jou lewe werklik? Daar in die geheim van jou eie huis. Die teksgedeelte van vanoggend is as dit ware die Heilige Gees wat by ons voordeur van ons huis instap en deur die hele huis loop. By die sitkamer verby waar die dominee altyd ingevat word. Verby tot in die kombuis. Die kombuis is baie keer die hart van die huis. Verby tot in die slaapkamer van pa en van ma en uiteindelik tot in die kamers van elkeen van die kinders. Hoe lewe die mense in jou huis? Waarmee is hulle besig? Leef hulle werklik nuut onder die besef dat hulle staan onder 'n nuwe koning en in 'n nuwe verhouding met hom, en hulle verhouding met mekaar het ook verander. En dis die tema van ons preek. Agter die toedeure leef ons dan as mense in Christus nuut in 'n nuwe verhouding met mekaar. Ons kom nou by die basiese beginsel. Wederwysige onderdanigheid. Efesiërs 5 vers 21. Voordat Paulus kom by dit wat in die slaapkamer gebeur, broer en suster, onder leiding van die Heilige Gees, en voordat hy die spesifieke rolle van die man en die vrou gaan hanteer, en ek luister dikwels ook self maar na preke, is dit opvallend dat hierdie ding dikwels nie deur predikers raak gesien word en nie genoem word nie. Hulle is vinnig om uit te kom by die onderdanigheid van die vrou, wat ons by die vorige geleentheid tydens die sustersverryking ook gehanteer het. Waar ons spesifiek gekyk het dat daar in die Bybel staan dat die vrou 'n hulp vir die man moet wees, beteken hulp beslis nie, minderwaardig nie. Paulus begin deur te sê, wees onderdanig aan mekaar. Dis die eerste beginsel. Nie die vrou wees onderdanig aan die man nie, hy begin met wees onderdanig aan mekaar. Dit is die fundament. Nou moet jy jouself hierdie vraag afvra. Dis maklik om vir jou vrou te sê, jy moet aan my onderdanig wees,
as 'n mens self nie daaraan dink dat jy aan haar ook moet onderdanig wees nie, is hierdie dan vir jou vanoggend nuus. Nou wil ek vir julle sê, hierdie is werklik die sleutel tot 'n suksesvolle huis en tot 'n gelukkige huwelik. Onderdanigheid aan mekaar en nie regering van bo af nie. In die Griekse grondteks is hierdie woorde uiteindelik deel van 'n baie lang sin wat begin het in vers 18, wat gesê het, wees in die eerste plek vol van die Heilige Gees, want jy kan nie aan mekaar onderdanig wees as jy nie vol is van die Heilige Gees nie. Dan gaan jy nie eers verstaan wat hier gesê word nie. So wat beteken onderdanigheid? Onderdanigheid beteken, jy regeer nie met 'n eystervuis nie. Jy is nie 'n tiran nie, jy is nie 'n oorheerser omdat jy die hoof van jou huis is nie. Dit beteken nie, daar is minderwaardige mense in jou huis nie. Dit is 'n vrywillige keuse om in terme van die belange van die gesin en ander mense, jouself minder te ag as die mens wat voor jou staan of wat saam met jou leef, ter wille van Christus. Ek sien en ek ag myself minder as jouself. En ek wil vir u sê, as u nou 'n sinvolle Sondag wil deurbring, wil ek u uitdaag en sê, gaan lees wat hierdie gesindheid is in Filippense 2, waar die apostel Paulus skryf, dieselfde gesindheid moet in julle wees as wat in Jesus Christus was, wat homself minder gemaak het ter wille van ons. Dit alles prys gegee het, die heerlikheid wat hy gehad het, mens geword het, uiteindelik homself verneder het tot in die dood en in die graf. En dis wil ek vir u vra, broer en suster, is u op daardie wyse as man en as vrou onderdanig aan mekaar? In die tweede plek, die huwelik is die spieelbeeld van die verhouding tussen Christus en die kerk. Paulus kom wel uiteindelik by die rolle uit en hy, op hierdie punt is dit opvallend dat die kerk is in die rol van die vrou, as hy dan sê, vrouens wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. En weet jy, dis 'n absolute bevrydende vers vir die vroue van daai tyd gewees. Dis nie 'n vers wat sê die man het 'n reg om die vrou te onderdruk nie. Die wêreld van destyds was dit so dat vrouens was niks, hulle was niemand. Hulle het geen reg gehad nie. En hier kom Paulus en hy erken onder leiding van die Heilige Gees heel eerste die vrou en die plek van die vrou in die huis en in die verhouding met die man, en hy beskryf dit. Dit is radikaal op sigself vir daardie tyd gewees. As jy dus werk met die verkeerde idee en persepsie dat hoofskap beteken jy spreek en sê en jou woord alleen is wet en 'n vrou is kaalvoet en agter die skottelgoed. Geliefde broer, dan moet jy weer gaan lees wat staan werklik in die woord van die Here. Paulus, en ek herinner u aan wat ons nou net gehoor het, sê vir ons dat onderdanigheid is juist dat die vrou vanuit die beginsel van haar oortuiging dat sy gevul is met die Heilige Gees, van die nuutheid van die Heilige Gees se werking in haar hart kom en sê, my man, ek onderwerp my gewillig aan jou. Ek het niks om te bewys nie, want ek staan voor Christus. Ek doen dit ter wille van Christus. Daar is 'n goddelike orde in 'n huis, wat God definitief vasstel met hierdie verse. Onderdanigheid van die vrou is dus nie blinde en slaafse onderdanigheid nie, dat sy geen stem het nie, en dat sy alles moet doen wat die man sê nie, want as die man van haar vra wat in stryd is met God se woord, dan moet sy aan die Here meer gehoorsaam wees. Waarom sal ons aan mekaar onderdanig wees? Waarom sal die vrou aan haar man onderdanig wees? Nie een van ons verdien onderdanigheid nie, broer en suster. Miskien verdien jou man geen respek nie en jou vrou uiteindelik ook nie. Nie deur hulle optrede nie, nie deur dit wat hulle doen nie.
Maar daar staan uitdruklik, soos aan die Here. Dis wederwysige onderdanigheid en onderwerping, want die Here is ons gemeenskaplike hoof. Dan draai Paulus sy aandag na die man toe en hy sê vir ons eintlik iets wat nog sterker en intenser is as dit wat hy vir die vrou sê. Hy maak dit baie konkreet, 'n mens wil eintlik sê anatomies konkreet. As hy sê dat die man moet sy vrou lief hê, soos wat hy sy eie liggaam het. Mans, julle moet julle eie vrouens lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Vir watter rede sal ek my vrou so lief hê? En dan sê Paulus vir ons, Golgotha. Gaan kyk na die liefde van Christus op Golgotha. Daar is jou maatstaf, volmaakte opofferende prysgawe, gee myself die tweede plek en nie die eerste plek in hierdie verhouding nie. Dit beteken, ek is meer as bereid om te sê, ek is jammer. Ek sal eers sê, ek is jammer. Ek sal eers probeer om hier reg te maak. Dit uiteindelik, broer en suster, is wat Golgotha vir my beteken. Nie ek regeer met 'n ysterhand en ek hiet en gebied en bepaal nie. Dit is nie liefdevolle hoofskap van Christus nie. Dis 'n misverstand. Soos Christus, broer en suster, sy kerk liefgehad het en uiteindelik homself voluit vir sy kerk gegee. Dis die roeping van die man. Jy skep 'n ruimte in jou huis waar jou vrou beskerm is, waar sy en die kinders geestelik kan groei en ontwikkel, en jy plaas jouself altyd na hulle. Eerste om te vergewe, eerste om op te staan en te sê, ek sal vanaand die skottelgoed was. En jy kan nou maar die ou grappies oor die skottelgoed los. Ek bedoel dit heel letterlik. Daar is niks verkeerd daarmee om te help om die vrag in die huishouding te dra nie. 'n Man moet sy vrou soos sy eie liggaam lief hê. 'n Vrou moenie afgebreek word deur 'n man se woorde nie. Sy moenie emosioneel geïgnoreer word of selfs fisies verwaarloos word nie. Sy moet voel sy is veilig en versorg. Ek hoor dit baie ten opsigte van jong huwelike in ons eie gemeente, dat jy as die man is die geestelike priester van jou huis. Dit beteken, jy moet sorg dat jou vrou geestelik groei en ontwikkel. Jy moet voorgaan met lees en met bid in die huisgesin. Jy moet kyk dat almal geestelik en emosioneel ook versorg is. Jy kan nie net 'n blinde oog daarop keer nie en maak asof jy dit nie raak sien nie. Hoekom moet ons aanhoudend met mekaar hieroor praat dat daar moet huisgodsdiens gehou word in huise? Begin dood eenvoudig en ondersteun jou man daarin. Ons moet 'n mooi voorbeeld stel vir mekaar, broer en suster. Ons moenie verskonings gedurig hê waarom ons by sekere dinge nie uitkom in ons huise nie. Aanvaar jou Godgegewe roeping en leef dit uit omdat jy 'n nuwe mens is. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat ons moet dood eenvoudig die nuwe lewe leef. Tyd is nou. Kom ons stap van die slaapkamer van pa en ma af na die kinders se kamer toe. En dan heel eerste is die eerste les wat die Bybel vir ons leer in Efesiërs 6 vers 1 tot 3, dat die kinders moet respek hê en moet gehoorsaam wees. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. En Paulus maak hier 'n aanhaling uiteindelik uit die wet wat ons nou net saam gelees het. Eer jou vader en jou moeder. Eer beteken beskou hulle as gewigtige mense. Eer hulle altyd, al het hulle ook oud geword. Ons ouers is nie noodwendig volmaak nie.
Die Bybel sê ook nie dat ouers is volmaak nie. U kan maar gaan lees ook in ons belydenis. Ouers maak ook foute en baie keer verstaan hulle nie die wêreld waarin jy leef nie. Verstaan hulle nie die plek van waaraf jy kom nie. Maar dit gee jou nog nie die reg om hulle gesag in twyfel te trek. Gesag wat die Here aan hulle gegee het nie, of hulle nie te gehoorsaam nie. Jy kan nie net sê, ek sal my ouers eendag gehoorsaam as hulle perfek en volmaak is nie, want dan gaan jy nooit gehoorsaam wees nie. Hoekom gee die Here hierdie opdrag vir ons in die Bybel as kinders? Want in die huis leer jy respek en onderdanigheid. Jy moet onthou, as jy dit nie in jou ouerhuis geleer het nie, en jy gaan eendag in die werkswêreld in, dan verstaan jy nie respek en onderdanigheid nie. Jy gaan jou werk verloor, en jy gaan hom keer op keer op keer verloor, en jy gaan sukkel die res van jou lewe. Want jy het nie geleer wat is respek en gehoorsaamheid en onderdanigheid in jou ouerhuis nie. Want jy was rebels. En as jy rebels is daar 'n gees van rebellie in jou hart is, onthou waar dit hierdie gedeelte begin, dan is die Heilige Gees nie besig om in jou hart te werk nie. Paulus skryf, en dis ons 4de punt, ouers, oor die opvoeding van julle kinders, Efesiërs 6 vers 4, dat ons moet hulle nie, vaders moenie julle kinders vertore nie, sê van die vertalings, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Daai woord kan ook vertaal word met verbitter, vertoren ook met verbitter. Moet hulle nie moedeloos maak nie. Moenie so met hulle werk dat jy die hele tyd net besig is om met hulle te beklei nie, die hele tyd net besig is om vir hulle te wys, hulle is nie goed genoeg nie, hulle voldoen nie, hulle stel jou te leer. Jy is net besig om een ding te doen en jy is besig om 'n kind totaal af te breek en nie op te bou nie. Jy is besig om 'n mens te skep wat later in sy lewe of in haar lewe gaan sukkel en swaar kry. 'n Ouer se verantwoordelikheid in terme van wat Paulus hier skryf is, maak hulle groot met tug en vermaning. Ja, praat met hulle. Sê ook waar iets verkeerd is, maar bou ook op. Moenie hulle moedeloos maak nie. Moenie onredelike en onbereikbare standaarde stel nie. 'n Kind kan nie goed wees in alles nie. Niemand is nie. Laat hulle voel, hulle is goed genoeg. Hanteer hulle ook soos medegelowiges. Moet hulle nie onderwerp aan, ek weet nie wat kom volgende van my pa of my ma of nie. Die volgende ontploffing is dalk baie naby. Woede uitbarstings. Moenie skynheilig wees as 'n ouer nie. Moenie hier by die kerk uit volle bors sing en bring hulle kerk toe en bid hier saam by die kerk nie, maar wanneer jy hulle agter daardie toedeur van die huis is, dan is dit 'n gevloek en 'n geskel en 'n foutsoekery nie. Dis skynheiligheid. Jy gaan 'n mens maak wat uiteindelik negatief is oor die kerk. Ek kry baie met hulle te doen, hulle wil nie meer kerk toe kom nie, want hulle sê almal in die kerk is skynheilig, want my pa was so, my ma was so. En ek gaan nie so wees nie. Hulle sê vir jou reguit, hulle dink die kerk is vol skynheilige mense. En jy kan stry waar jy nou sit in die banke, broer en suster. Ek wil jou saamvat op huisbesoek. Want dis wat gebeur. En daardie mense ontwyk jou altyd. Jy sukkel om hulle uiteindelik te oortuig, ons probeer hier anders wees. Ons probeer werklik hier opreg wees. Voed hulle op in die tug en die vermaning van die Here. Die woord opvoed beteken eintlik koester hulle, vorm hulle, dissiplineer hulle met 'n doel. Dissipline is nie vergelding nie. Ek straf jou omdat ek is vir jou kwaad nie. Dissipline is herstel. Dissipline is ek bring jou terug op die regte pad. Wys vir jou kinders wat genade is. Wys vir jou kinders wat die genade van Christus is, wat jy ken. Hoe gaan ons huise herstel word? Dit kom by die praktiese toepassing. Wel, die kruis moet terugkom. Ek voel altyd ons kuier meer in die kombuis en daarom moet ek eers gedink aan die kombuis. Maar, jy weet, in Rooms-Katolieke huise is dit opvallend, daar's altyd 'n kruis teen 'n kamermuur. Maar baie keer, broer en suster, beteken daardie kruise niks teen daardie mure nie.
Dit sê niks nie. Dit wat die mense daar doen, is hulle lewe glad nie die nuwe lewe onder leiding van die Gees van Christus nie. Bring die kruis werklik terug in jou kombuis, in jou slaapkamer, in jou kinders se kamer, in jou sitkamer, waar ook al julle as 'n gesin bymekaar is. Veral ook in die televisiekamer, wat op die televisie gebeur. Maak 'n einde aan die lewenstyl van ek is eerste. Want dis die heersende lewenstyl van ons tyd. Ek het my tyd en my vrye tyd nou nodig, want ek is agter 'n toedeur. Ek wil nou rus, want ek het die hele dag hard gewerk. Meneer, broer, jou vrou is nie perfek nie. As jy haar eers eendag gaan lief hê wanneer sy perfek is, dan gaan jy haar nooit lief hê nie. Jy gaan altyd 'n vrou hê wat hinker na liefde. Suster, jy moet jou man respekteer. As jy gaan wag dat jou man eers eendag jou respek verdien, want respek moet mos verdien word, is wat mense sê. En daarom respekteer daardie mens wat vir jou sê, respek moet mos eintlik verdien word, so jy agterkom respekteer eintlik niemand nie. Respek moet mos verdien word. Hy gaan nooit jou respek kan verdien nie. Jy moet dit gee, want Christus vra dit van jou en eis dit van jou. En daar waar jy emosionele en finansiële druk het as gevolg van besluite wat jy saam geneem het, broer en suster, besef dat jou huis is nie 'n bokskruit nie. In die tweede preek sal ons aandag gee spesifiek aan finansiële herstel. Die belangrikste ding is, bring die kruis terug in jou kombuis of in jou slaapkamer en in jou sitkamer en in jou hele huis, is begin weer huisgodsdiens hou, werklike huisgodsdiens, waar jy saam lees en bid. En as die kinders nie in die huis is nie, moenie ophou om as 'n man en 'n vrou saam die Here te dien nie. Ons kan hierdie ding nie in eie krag doen nie. As jy hier gaan uitstap en jy sê vir jouself, dit was nie 'n slegte preek nie, dit was redelik prakties geweest. En jy sê vir jouself, ek gaan regtig harder probeer. Die preek het my aangespreek. Jy gaan misluk. Jy gaan misluk. Dan het jy nie gehoor nie. Die preek het begin by, jy is herstel deur die Gees van Christus op grond van die werk van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha. Jy moet jou volle vertroue alleen in hom stel en in sy Heilige Gees. As jou hartsgesindheid gedraai het, baie mooi. Maar moenie dink jy gaan dit in eie krag kan doen nie, want jy kan nie. Daar moet 'n totale vernuwing in jou hart en in jou lewe plaasvind, en dit kan net gedoen word deur die Heilige Gees, en jy kan bid, saam met jou gesin bid vir die werking van die Heilige Gees. Jy is 'n nuwe mens, opgewek om nuut te lewe, gaan lewe nuut, broer en suster, veral ook agter die toedeure van julle huise. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 128 vers 1, 2 en 3. Arbeid van sy hande, zal
Ons lees saam, broer en suster, uit Matteus 6, vers 19 tot 34, met as teks vers 19 tot 24 en vers 33. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie. Of want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een loyaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor julle klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld tot vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges. Moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasie soek. Julle hemelse Vader weet tog dat julle alles nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Geliefde broer en suster, ons het net gepraat oor die toedeure van ons huise. So nou en dan kry 'n mens 'n kykie wat in mense se huise gebeur. Wanneer jy huisbesoek doen en jy kom by mense, dan praat hulle met jou oor wat in hulle lewe aan die gang is. En dis opvallend dat die enkele onderwerp wat die meeste moeilikheid in huise veroorsaak, die ding wat die meeste konflik veroorsaak, die meeste ongelukkigheid veroorsaak in huise, is geld. Dis geld, dis finansies. En nou sal jy sê, maar hoe kan geld so 'n probleem wees? Wel, dit is die tekort aan geld, en as ek sê geld, moet ek iets bysit, wat daarmee saamgaan is skuld. Geld en skuld is die probleem. Ons lewe in 'n wêreld waar jy 'n ekonomie van skuld het. En dit werk basies so, jy word die hele tyd gebombardeer met koop nou en betaal later. Jy verdien daardie lewenstyl. Jy kan dit nou hê, jy kan nou die kredietkaart kry en alles kan jy in een oomblik kry. Jy hoef nie te wag nie, hulle verstaan jou sondige natuur, hulle verstaan dat jy wil nie wag nie, en jy wil dit dadelik hê, en jy sê vir jouself, maar ek kan die bietjie rente bekostig, en voordat jy jou oë uitvee, is jy in 'n finansiële lokval. En wanneer ek by daardie huisgesinne is, dan dink ek baie keer op 'n stadium met my kinders van hierdie marmotte gehad, en hulle te wiel gehad binne in daai hokkie.
om hulle besig te hou. En daai dingetjie hardloop die hele dag op daai wiel. En as jy luister na daai mense, die lidmate van hierdie gemeente, wanneer hulle praat oor hierdie dinge, oor die moeilikheid wat hulle met mekaar het, en hulle praat oor geld en skuld, dan kom jy agter, hulle is moeg, want hulle is op hierdie wiel. Nou die wêreld sal sê, die kerk het niks te sê oor geld nie. Die kerk moet sy mond afhou van geld af. Die kerk het niks te sê oor my geld nie. Seker hoekom baie mense ook glad nie bydra aan die gemeente nie. Ja, geskokkende persentasie van die gemeente dra niks by. Dit kan nie wees dat jy geen vorm van enige dankbaarheid nie. So jy sê eintlik, jou geld is jou geld en dis net jou geld. En dit is presies die probleem. Dit is presies die probleem. Dis presies hoekom jy sukkel. Het jy dit geweet? Nou broer en suster, as jy dink oor die woord van die Here, het jy geweet dat die Here Jesus praat verbasend baie oor geld. Byvoorbeeld in die evangelies praat hy baie meer oor geld en besittings as gekombineerd oor die hemel en die hel saam. So daai onderwerp van geld en besittings is vir hom relevant. Hy praat daaroor, hy sien dit raak. Die helfte van sy gelykenisse gaan ook oor en raak hy ook die saak van materiële dinge aan, op die een of ander manier. So hy sê, daar is 'n direkte en 'n onbreekbare skakel tussen jou hart en jou beursie en hy verstaan dit. Hy verstaan dit en hy sien dit en hy herken dit en die kerk moet dit ook maar raak sien. Maar in die bergrede, want dis die Here Jesus wat hier aan die woord is, kom praat hy nie met jou soos 'n finansiële adviseur nie of soos 'n skuldberader nie. En kyk, hulle maak deesdae nog meer geld. Hulle sê, betaal 1 paaiement, maar eintlik wat hulle doen is hulle konsolideer jou skuld en dit gaan net langer aanhou, so hulle is net besig om dit uit te stel. En dan natuurlik, hulle doen dit nie verniet nie, so jy gaan nog dieper in die skuld in. Almal wat jy wil help met jou geld en jou skuld, help jou net nog verder en nog dieper die skuld in. Maar die Here doen dit nie, hy kom met werklike wyse raad. En sy kernboodskap is die volgende. Dit is vir my opvallend as jy gaan sit saam met mense wat diep in die moeilikheid is by een van die finansiële adviseurs, dan sê hulle, het jy 'n begroting? Natuurlik, die meeste mense sê, nee, ek het nie 'n begroting, of ek het 'n begroting, maar ek hou nie daarby nie. En dan die volgende ding wat hulle vir jou sê is, jy moet 'n nuwe begroting kry. En hulle stel 'n nuwe begroting op, en jy gaan betaal vir daai nuwe begroting. En dis opvallend, dit werk nooit nie. Ek het in al die jare wat ek 'n predikant was, nog nooit gesien dat iemand met daai nuwe begroting dit gemaak het nie. Want dit is nie die antwoord nie. Dis wat die wêreld sê moet gebeur. Jy het 'n nuwe koning nodig. Jy het 'n nuwe koning nodig. Dis wat die Bybel sê. Nie 'n nuwe begroting nie, 'n nuwe koning. Die probleem is, die koning is nie jou koning nie. Jy het 'n ander koning. Dis waar die moeilikheid lê. En jy besef dit nie, of jy wil dit nie erken nie. En dis die eerste punt. Jy moet weet wie is die ware eienaar. En jy moet weet wat is rentmeesterskap. So jy moet jou fondament reg kry en ons het 'n baie goeie mooi belydenis en ongelukkig, ja, ons lees dit, maar ek weet nie altyd of ons die belydenis gebruik nie. Gaan kyk 'n bietjie na die verklaring van jy mag nie steel nie in die Heidelbergse Katekismus. En dan gaan jy agterkom, steel is nie net wanneer jy by 'n winkel inbreek, en dit is nie, of wanneer jy gaan inkopies doen, dat ek so sê, wanneer die winkel nie oop is nie. Dis nie steel nie. Steel is ook wanneer jy uiteindelik nie gee wat jy moet gee nie. En jy werk met die redenasie, ek werk hiervoor. Dit is myne. Ek verdien dit. Niemand kan vir my sê wat ek met my goed moet maak nie. Ek het dit geërf. Nie hy of sy of enigiemand of die predikant of die kerkraad kan vir my sê wat ek moet doen met my geld nie. Dit is myne.
Weet jy wie is jou koning? Weet jy wie is jou koning? Jy is jou eie koning. En saam met jou op daai troontjie het jy vir Mammon. Dis wie jou koning is. En daarom moet jy gaan kyk wat staan in Psalm 24 vers 1. Die aarde behoort aan die Here en alles wat daarin is, die wêreld en die wat daarin woon. Die Bybel sê vir ons aan die einde van die maand staan jy bakkant en dit maak nie saak hoe en deur wie nie. Die Here kom en hy sit dit wat daar in jou hande is, kom sit hy daar in jou hande. En dan sê hy vir jou, vat dit en gaan bestuur dit vir my, in my belang. Nie dit is joune om daarmee te maak wat jy wil nie. Hy sê, dit is myne. Ek gee dit vir jou en jy moet dit bestuur. Dis rentmeesterskap. Dis hoe eenvoudig dit is. Dit help nie, jy sê, dis my krag, ek het dit verdien nie, ek was slim genoeg nie, ek het nagte gewerk nie. Die Here sê, dit wat jy het, dit wat jy is, dit wie jy is te danke aan my. Bestuur dit tot my eer, tot uitbreiding van my koninkryk, en o ja, en sorg ook vir jou gesin. Maar het jy mooi gehoor wat ek sê? Hy sê, bestuur dit tot my eer, en tot uitbreiding van my koninkryk, en dan sorg jy ook vir jou gesin. Draai dit om, of sit jouself daarin, en jy skep vir jouself die moeilikheid waar jy die preek begin het. So, diefstal volgens Sondag 42 is alle bedrieglike praktyke, skelmstreke, verkwisting en besteling van die Here. Want jy dink, dit is joune. Daar het vandag 'n goeie vriend van my se pa gesterf. Ek het hom vanoggend gebel. Dink is die rykste man wat ek ooit geken het. Sy Porsche het 200 km op. 200 km. Hy het hom 4 maande teruggekoop. Vir watter rede? Hy was sterwend. Vir watter rede? Vir watter rede? Ons moet vir mekaar sê, ons weet nie of hy gered is nie. En eindelik het ons vir mekaar gesê, ons dink nie so nie. Want sy geld was altyd syne. Daai gesin is aan flarde. Dit is wat hierdie tipe van filosofie doen. Die Here Jesus, broer en suster, is baie duidelik hieroor. Hy sê, daar is 'n geestelike stryd om jou hart. Daar is 2 base in hierdie stryd. En die wortel van ons finansiële krisis, sê in vers 24, is die volgende, luister mooi. Niemand, jy is nie 'n uitsondering nie, en ek is nie 'n uitsondering nie. Hy sê, dis die Here wat hier praat, die Seun van God. Dis die Seun van God wat hier praat. Jy kan nie hier stry nie, jy kan nie sê, ek is die uitsondering nie. Met my werk het anders nie. Ek is fantasties. Ek is slimmer en ek is beter nie. Jy is nie. Wil jy stry met hom? Wil jy stry met hom? Jy gaan jou vasloop. Want die dag kom wat ons voor hom gaan staan. Hy sê hier, niemand kan twee Here dien nie. Jy gaan dit nie reg kry nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Besluit vandag, broer en suster, wie dien jy? God of Mammon? As jy met die verkeerde filosofie werk met jou geld en met jou goed, dan dien jy nie God nie. Hy sê nie jy kan die middepad vat nie. Hy is nie Aristoteles wat praat van die goue middeweg nie. Hier is nie 'n middeweg nie. Hier is nie. Hy sê niemand nie. Hy sê dis God of dis Mammon. Een van die twee. Dis nie moeilik om te verstaan nie, die kinders kan dit verstaan. Hy gee hierdie ding 'n naam. Hy sê sy naam is daai syfer op die skerm. Hierdie wat jou dryf.
Hy gee hom 'n naam, hy sê dit is Mammon. Dis die verpersoonliking van hierdie afgod. Dit beteken eintlik dit wat jy besit. Dit is 'n mag in jou lewe. En Mammon is 'n jaloerse en 'n wrede god. Hy vernietig huisgesinne, hy vernietig huwelike. Hy werk so, hy sê vir jou die volgende. Hy sê, as jy net genoeg geld het, sal jy veilig wees. As jy net by daai syfer kan uitkom, dan sal dit met jou goed gaan. Net daai syfer. Broer en suster, wie moet jou bron van vertroue wees? Ek het altyd gedink dit moet God wees. Nie 'n bate of 'n syfer nie. Ek het altyd gedink dit moet God wees. Nie is dit wat ek besit nie. As jy net hierdie dinge besit, dan sal jy gelukkig en tevrede wees. Net nog hierdie een ding, net nog dit. Terwyl ware geluk en vrede is by God en nie in terme van die besittings nie. Hoe weet jy of jy God of Mammon dien? Hoeveel vrede het jy in jou lewe? Hoe gereeld moet jy dink oor geld? Hoe gereeld moet jy bekommerd wees oor skuld? Hoe gereeld lewe jy met konstante angs? Hoe gereeld word jy gedryf deur die begeerte net na nog net dit of net nog meer? In 1 Timoteus 6 vers 9 hoor ons van hierdie stryk wat mense in die verderf laat stort. As jou finansiële lewe gekenmerk word deur konstante skuld, en jy weet eintlik het jy meer skuld as wat jy kan betaal. Jy kan nie jou begeertes bedwing nie, want jy koop gedurig iets anders of jy moet die nuutste een hê, of jy moet 'n ander een hê, of jy is nie tevrede met hierdie ene nie. Jy is Mammon se hond. Jy is aan 'n ketting. Jy lewe vir hom. Jy dien hom. En dan is jy besig om hierdie afgod elke dag te voer deur dit wat jy doen, dit wat jy jaag, dit waarmee jy besig is. Finansiële herstel begin, broer en suster, om hierdie ketting van Mammon te breek en om te buig voor 'n ander koning. Om die regte koning te kry in jou lewe. En in die derde plek, die Here praat met ons en ons ken hierdie woorde. Ek moet vir u sê, 'n mens kan eintlik nie dink dat ons nog steeds daaroor moet praat nie, maar dis die woord van die Here en dit moet altyd gehoor word. Die skat moet op die regte plek wees. Dis eintlik maar dieselfde boodskap, Matteus 6 vers 19 tot 21. Hy waarsku en hy sê, moenie vir julle skatte op aarde versamel waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar versamel vir julle skatte in die hemel. 200 kilometer op die pos. Dit nadat hy die vorige een verkoop het. Hy het 'n huis gebou daar in die Kaap, waar Patrice Motsepe bly. Blykbaar 'n plek om te sien. Hy was 7 dae by daai huis, in totaal, in sy hele lewe. Maak vir jou skatte bymekaar hier op aarde, waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel. Jy gaan dit alles hier los. Naak het jy in hierdie wêreld gekom, naak sal jy uit hierdie wêreld uitgaan. Is dit nie so nie, broer en suster? Jy gaan niks van dit alles kan saamvat nie. Jy gaan nie voor die Here kan kom staan en sê, ek was 'n skatryk man nie. Ek het dit gehad en dit gedoen en dit gekoop en dit gesien en alles beleef nie. Op die ou einde van die dag, broer en suster, het jy niks. Want jy het nie Christus nie, jy het nie hom as verlosser nie. So hierdie aardse rykdom, broer en suster, hierdie aardse skatte gaan uiteindelik alles vergaan. Hoekom belê jy nie in iets anders nie? Hoekom begin jy nie net deur te sê, maar daar is dinge wat ewigheidswaarde het nie? Die koninkryk van God het ewigheidswaarde. Dit waaroor ek so baie hoor by die kerk, die sendingwerk, die redding van mense, die omgee vir ander mense, die herstel van ander mense, die uitreik na ander mense. Dit het waarde, dit het betekenis. Miskien moet ek daar
begin belê. Miskien moet ek die eerste lyntjie van my begroting gaan regstel, dat ek my lewe kan regstel. Jou geld moet 'n doel hê. Jou lewe moet 'n doel hê. Weet jy wat's die doel van jou lewe? Calvin het gesê in sy eerste artikel van die Geneefse Katekismus, Soli Deo Gloria. Hy vra, wat is die doel van die lewe van die mens? En dan sê hy, Soli Deo Gloria. Alleen aan God die eer. Jou geld moet ook 'n doel hê. Die geld wat die Here in jou hande sit moet 'n doel hê. Wat is die doel van die geld wat hy vir jou gee? Dis joune. Ons het dit nou klaar gedoen. Nee, die Here se saak, die Here se eer. Dit is die doel. Anders is jy besig met dit wat sinloos is. Die pad na finansiële herstel, hoe lyk dit? Wil jy uit hierdie finansiële chaos uitkom? Die goue vers in hierdie gedeelte is Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. In kort, al wat daardie vers eintlik sê is, breek die ketting van mammon. Kry mammon uit jou lewe. Maak seker dat die Here Jesus die koning van jou lewe is. En wat nou? Jy sit met skuld wat nog vir 5 of 10 jaar betaal moet word. Jy kan nie jou skuldenaars bel môre en sê, ek was gister in die kerk en die preek het gesê, ek betaal nie meer my skuld nie. Dis nie wat die preek gesê het nie. Jy gaan jou skuld moet betaal. Jy is daarin, dit was jou besluit. Ek weet julle het gedink dis wat die boodskap gaan wees. Hulle gaan nie daarvoor val nie, hulle gaan jou goed kom vat. Die boodskap is, broer en suster, begin die pad loop van berou en bekering. Wees eerlik. Begin by, ek het te veel skuld. Ek het finansiële probleme, nie oor die ekonomie nie. Ek het finansiële probleme, nie oor die ANC regering nie. Ek het finansiële probleme, nie oor my man of my vrou nie. Ek het finansiële probleme, want alles is duur nie. Ek het finansiële probleme, want ek kan nie met my geld werk nie. Ek het finansiële probleme, want ek gee my lewe oor aan my sondige natuur. Ek koop wat ek wil hê, wanneer ek wil, en ek wil nie wag nie. Dis hoekom ek finansiële probleme het, dis hoekom ek skuld het. Om 'n mate van skuld te hê, ja, daaroor kan 'n mens praat, dis 'n ander saak. Maar ek praat nou van iets anderste. En dan, weet jy wat is die absolute vyand en die dood van skuld? Paulus sê vir ons in 1 Timoteus 6 vers 6, maar die godsvrug saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Die godsvrug saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Wat is vergenoegdheid? Tevrede wees. Ek is tevrede met my trokkie. Ek is tevrede met wat die Here vir my gegee het. Tevrede. Al is dit nie die beste nie, al is dit nie die nuutste nie, ek het nie iets anders te nodig nie. Ek is tevrede, vergenoegdheid. God is 'n God van orde en nie van chaos nie. Hy sê in Spreuke 27 vers 23, sorg dat jy weet wat jou kleinvee nodig het, gee aandag aan jou veetroppe. Hy sê, gaan tel jou skape en gaan versorg jou siek skape. En nou sê julle sê, maar Dominee, dit het niks te doen met hierdie hele onderwerp nie. Jy is heeltemal verkeerd. Die Here sê, weet wat in jou bankrekening aangaan. Moenie aan die einde van die maand kom en dan sê, ek weet nie waar is die geld heen nie. Want jy het nie gekyk na wat is al die aftrekkings nie. Jy het net bly ja sê elke keer as hulle jou bel. Dis waar die geld heen is. Dit was besluite wat jy geneem het, jy wou nie gewag het nie. Dis waar die geld heen is. Gaan tel jou skape en gaan versorg jou skape. Spreuke 27 vers 23. Jy het nie 'n nuwe begroting nodig nie, broer en suster. Luister na Paulus in Romeine 13 vers 8. Wees aan niemand niks skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Hou op om jou die slaaf te maak van mense. Die oomblik as jy leen, is jy daai mense se slaaf. Hou op daarmee. Die inherente probleem is net die volgende, baie eenvoudig. Jy vertrou God nie. Jy vertrou God nie.
Want as jy luister na wat die Here Jesus, hy sê, gaan kyk na die mossies, gaan kyk na die blomme van die veld, gaan kyk na die gras van die veld, gaan kyk na alles in die skepping, en wat sien jy daar? Wat sien jy daar? Sorg die hemelse Vader vir hulle almal? Ja, hy doen. Is jy nie baie meer werd as al daardie goed nie? Al die mossies, al die gras, al die blomme nie? Nou hoe kan jy vir een oomblik dink, jy moet jou eie planne maak vir jou selfsorg, rondhardloop, om al hierdie goed bymekaar te maak? Jy dink, jy sorg vir jouself. Gaan weer terug na die punt toe waar jy was, op 'n tyd in jou lewe. Besef wie sit dit wat jy in jou hande het, wie sit dit daar. Maak seker, dat die Here, die koning van jou lewe is. Here, hier is my lewe, hier is my werk, hier is my kredietkaart, hier is my bankkaart. Ek is 'n rentmeester van al u goed. Ek bestuur dit vir u, tot u eer en tot u heerlikheid. Gaan probeer dit. Ek waarborg jou, dit werk baie beter as 'n nuwe begroting. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sê vir u baie dankie vir hierdie boodskap, maar ons erken en bely ook teenoor u dat ons kry onsself in die gemors en in die moeilikheid, en dat dit waarin ons is, Here, weet ons moet ons met u oor eerlik wees en eerlik praat en nie blameer nie, en veral nie vra, waarom laat u dit met ons gebeur nie, wanneer dit ons besluite is nie. Help ons om werklik weer u die koning van ons harte en ons lewens te kry. Help ons om weg te beweeg van die maalkolk van hierdie wêreld wat ons altyd net dieper verder wil wegtrek en aftrek weg van u af. Help ons om altyd gehoorsaam aan u woord te wees. Seën u woord in ons harte en ons lewens en herstel ons ook finansiëel en in ons huise. Help ons om werklik prakties ons Christendom ook met ons bankkaarte en met ons kredietkaarte uit te leef. Ons bid ons gebed in u Seun se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan afsluit, broer en suster, met Psalm 150, vers 1, 2, 3.
tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.